Jy kry taf en dan kry jy taai en ons niks so taai soos 'n boer nie. 12 boere het 6 maande om so goed as moontlik te word in gemengde vegkuns. En op die 14de September gaan hulle stal wys in die versus kruit. En een Moereboer kampioen gaan dan aangekondig word. Hierdie is Moereboer. In hierdie episode van Moereboer vat ons 'n tree in die habitat van ons blou span en dan gaan besoek ons hulle op hulle plase en dan kry ons ook 'n bietjie gedagtes van wat hulle familielede dink oor Moereboer. Ons is weer terug in Brits, waar ons nou vir Erns, Stef en Lambertus gaan sien. Ons besoek vandag vir Erns myntjies hierso in Brits, pragtige plaashuis hierso en vandag gaan ons hulle 'n bietjie volg. Ons gaan 'n bietjie inkyk in 'n dag in Erns myntjies se lewe en ons kan nie wag nie. Ons gaan begin met ontbyt. Vertel ons 'n bietjie, hoe gaan jou voorbereiding en is jy bietjie meer selfversekerd? Ja, ons probeer so, ek sê so tussen 2 en 3 keer per week by mekaar uitkom. Ons voel verseker al daar is vordering. So nee, dit is 'n baie positiewe ding en nee, ons sien baie uit vir dit wat voor lê. Natuurlik is dit 'n groot ding. Jy kan nou sien na elke oefensessie kom hy by die huis. Lekker moeg, dalk bietjie seer. Is dit moeilik om hom so te sien of hoe is hierdie afgelope paar maande al nou dat hy so by die huis aankom? Erns geniet dit. So ek dink as jy kan sien hy geniet dit, maak dit die moeite werd. So ag nee, hy hou van iets en hy sal altyd afsien oefen nie oefen nou. So ja. Toe die nuus gebreek het dat Erns gaan deel wees van Moereboer, wat was Tannie se eerste gedagtes toe Tannie dalk daai oproep of daai nuus gekry het? Ek was geskok want ek dink Erns sou iets wou doen nie. Ja. Soos my vrou nie like dit nou nog nie. Ek hou nie van dit nie. Okay. As jy dit wil doen, ondersteun hom maar. Ons hoop en vertrou maar vir die beste. Ons hoop net dit kan verbykom. Jy sien net een wat beklei klaar beklei. Was 2. Is daar al 'n paar kere wat oom kan onthou waar hulle regtig kop gestamp het? Ek sien net die resultate. Ek sien nooit die fight. En dan, wat was oom se eerste indruk toe oom nou die nuus kry dat hulle gaan beklei? Nee, hulle moet dit geniet. Dis iets wat hulle nie elke dag van doen nie. As jy klaar bloei, is dit nie nodig om nog meer te bloei. Ja. En as jy stikkend is nie nodig om ou te verneder. Ja. Ek dink dis maar waaroor ons gaan. Hulle moet met respek uit die fight kan uitvoer. Nou gaan ons vir Erns volg op 'n dag op die plaas. Ons is besig om weer te oes hierso Cammy, so ons het die koue deur die beet so bietjie geknyp, maar ons is al een keer deur. Die sizing by beet was so bietjie onëwenredig. Hulle is baie naby aan reg. So as hulle hierdie sizes dan kan ons maar weer begin oes. Daar is 'n groot wanpersepsie van gemengde vegkuns. Sal jy eerlikwaar sê dat jou persepsie verander het van die sport? Ja, heeltemal. Nee, hoe meer jy met die ouens te begin te doen kry, verander jou persepsie heeltemal en veral met die afrigters by CIT en met julle ook. Jy het gedink daai ou staan moedig op en hy wil dit beklei heeldag. Maar nee, dit is eintlik ek wil nie sê sagte ouens nie, maar dit is gentlemen, regtig. Dis goeie mense. Nou, gesels met ons. Wat is jou verantwoordelikheid en jou prioriteite nou hierso? Ons het nou 'n bietjie gepraat oor die beet. Julle het nou 'n klomp wortels en goeters hierso. Wat gaan julle nou hier doen? Ek moet hierdie blok wortels moet ons nou spuit en hierdie eie so te sê deur. Ek dink hulle gaan ons so 3 weke op die land staan, dan trek ons hulle, dan los ons hulle om droog te word en dan sit die bemarkingsproses van daar af en die pakproses. Ek het 'n voeltjie hoor vlei dat jy en Lambertus presies dieselfde ouderdom is en julle was saam op skool. So vertel ons asseblief, ons wil graag hê jy moet 'n bietjie skinder. Hoe was jou medespanmaat in die blou span? Hoe was Lambertus op skool? Nee, Lambertus was hy was 'n regtig dierbare ou geweest, maar Lambertus om op te som moet hom nie deer nie. Want hy gaan dit doen. Maak nie saak wat jy hom deer nie. Hy gaan dit doen. Deel met ons 'n bietjie van jou doelwitte tot en met fight datum en ja, hoe gaan dit met die oefening? Met die oefening gaan dit goed. Dis die intensiteit tel nou regtig baie op. Dit wat die doelwitte aanbetref, ek dink ons nog wat 6 weke oor, so ons probeer nou maar mooi kyk wat jy eet en ja, dat ons net kan reg wees met die fight night.
Het die sport van gemengde vegkuns vir jou lekker geraak? Ja, nee, verseker. Ek sê ook vir almal ek het 'n liefde gekry vir die sport en ek het respek gekry vir die sport. Ek sal hou daarvan om aan te gaan daarmee, al is dit net 1 of 2 sessies 'n week, maar die ding het verseker op my gegroei. Verseker, ja. Ons is weer terug hier in Brits, hier by Modelpark waar ons nou weer vir Lambertus skepers gaan ontmoet. Ons gaan 'n bietjie vis vang en bietjie saam met hulle braai. Hallo, gaan dit? Dit is so. Goed, dankie. Jamie, ekskuus vir die vuile hande. Nee, dis reg. So hierdie is julle area van bietjie stilte, bietjie rus. Ja, is ons ontspanningsplekkie. Hoekie, dammetjie, ek weet nie wat meer dit nie. Ja. Kan dink reg hierdie week is dit mal by die werk, by die oefen. Vertel ons asseblief, hoe belangrik is dit vir jou om net hier te kan wees, om bietjie te kan tyd spandeer saam met die familie, want ek dink die familietyd raak nogals min met hierdie uitdaging. Nee, definitief. Nee, ja, is lekker om bietjie te kom en te kom ontspan. 'n Bietjie stoom af te blaas, bier of 2 te drink en net bietjie op 'n stoel te sit en 'n skaapchoppie te braai. Toe jy nou die nuus gekry dat Lambertus nou gaan deelneem in Moederboer. Die eerste, ek dink meeste familielede is bietjie op hulle sene wees as dit gebeur. Hoe het jy gevoel? Lambertus maar nog altyd was het nie teruggestaan vir 'n uitdaging nie. So dit was maar net van wel ons is nog jonk. Oor 10 jaar gaan ons nie dieselfde kan sê nie, want dan gaan ek definitief nie dat hy dan wil boks nie, maar vir nou ons is nog jong. Kan jy amper sien hoe die oefening, jy weet, bietjie veranderinge, fisiese veranderinge in sy lewe ook gebring het? Definitief. Ons het klaar begin gesels oor dat ons na die tyd gaan dalk bietjie begin crossfit dalk saam in die middag en dan kan die kinders ook deel wees daarvan. Dit het hulle definitief baie geïnspireer. Hulle wil net elke aand push-ups en sit-ups en goeters doen. Die Brits manne, sal ek sê op sosiale media, het die meeste mense laat praat en ek dink hulle het ongelooflik baie ondersteuning. Sê net vir ons, jy weet, hoe is die ondersteuning in die dorp vir waarmee julle nou besig is? Ja, nee, die ondersteuning is definitief daar. Die hele Brits staan agter hom. En Lambertus, voel jy die liefde van die dorp? Voel jy dat die manne staan agter julle? Definitief, as ek net hoor in die maatskappye en ons plaaslike maatskappye waar die boere by aankoop, hulle ondersteun ons so erg dat hulle vir hulle hele maatskappy koop en sê luister julle kom maar aandeur en so ja, dis definitief. Ek moet sê dis baie nice om Brits agter ons te hê. Hoorie Cammy, kom ons kyk of ons vandag vir jou 'n bietjie 'n visie kan vang. Ek weet nou nie hoe lank terug in jou lewe het jy iets gevang nie, maar ja, seker eerste keer in 16, 17 jaar, so kom ons kyk. kom ons hoop ons kry hom. Ons praat altyd van die harde werk en hoe moeilik die uitdaging is om familietyd met die werk op die plaas en nou die uitdaging van Moederboer. Vertel ons, is dit moeiliker as wat jy gedink het? Ek moet vir jou sê dit is baie moeiliker as ek gedink het. Ek het nie gedink dit gaan so baie van 'n mens se tyd vat nie. Ons was by Erns en ons het gehoor julle was saam op skool. Hoe was Erns maatjies op skool? Nee, Erns is 'n baie goeie ou. Op skool was hy baie hardwerkende ou. Bedoelend met rugby, skool gewys, alles. Hy's gefokus, dit wat hy doen hy voluit. Hy like dit nie om te verloor en sulke goed nie. Maar ja, Erns, goeie ou. Ons is weer in Brits, hierso by die Myntjies boerdery, hierso by Stef Myntjies en ons gaan nou weer 'n bietjie ontbyt eet saam met die familie. Bianca, my eerste vraag is vir jou. Wat was jou eerste gedagte toe jy die nuus gekry het dat Stef gaan beklei in die hok? Ek was nogals opgewonde. Ek dink dit is baie cool.
Maar ek dink hoe nader die tyd kom, hoe meer stres ek om te dink soos mense gaan dit moet sien. Kan jy al fisiese veranderinge sien of jy weet psigiese veranderinge deur die loop van sy oefening? Ja, natuurlik fisiese veranderinge. En hy sit baie in, soos hy sit baie ure in en ek is baie trots op hom. Ek dink dit is mens kan soos mentally ook 'n verandering sien, soos hy kyk bietjie anders dan goeders, nee. Ja. Stef, nou my vraag vir jou, natuurlik is jou familie nou hierso besig om saam met jou ontbyt te eet. Is hierdie, kom julle baie bymekaar soos hierdie of is dit nou net vir die TV? Nee, ons gesin is nog altyd 'n geregte gesin. So ons hou daarvan om tyd saam te spandeer. Ons eet net nie ontbyt in die gewoonlik nie, ons eet net middagete. Okay. Maar ja, middagete is ons altyd bymekaar. Okay. Hoe voel dit om te weet dat jou familie en vriende daar gaan wees? Ek dink dit is my groot motivering. Die feit dat hulle in die gebou gaan wees, verstaan 'n mens beklei ook vir iets. Vertel ons, hoe gaan die oefening en voel dit jy word nou eksponensieel beter soos wat die oefening aangaan? Verseker, vandat ons begin het, die eerste keer toe ek op 'n ou moes geklim het, toe ek letterlik gesê het, maar wat nou, ek weet nie wat om te doen nie. Nou is jy al daarom daar, jy weet hoe die goed moet gebeur, jy kan 'n bietjie vir jouself dink as 'n ou dit doen, gebruik dit, doen dit. So nee, hulle maak ons mooi touwys en ek sal sê ons het verseker bietjie gevorder al wat dit aanbetref. En as jy nou moet raai, hoe dink jy sal jy jou opponent klaarmaak in die geveg? Nee, ek sal hom graag wil uitknok, ja. Party mense glo in vakansie daar, maar nie hierdie boere nie. Ons het die voeltjies oor vleit dat 3 van die Brits boere vandag hierso op hulle kampterrein 'n bietjie 'n oefensessie gaan inwerk. Geen afdaag nie, hulle wil soveel as moontlik tyd insit om reg te wees vir die geveg. Kom ons kyk hoe gaan dit. Ek en Jan is hierso om hulle bietjie dop te hou. Môre boere, baie beïndruk met julle dat jy op hierdie vakansiedag kom oefen het. Ek en Cammy is hier om saam met julle te kuier vandag en ja, baie excited om te sien wat julle kan doen. Afenman hierso, ons is hierso by Bosveld Oasis. Oefen bietjie saam met die boere van Brits af. Hulle is definitief die werk in tot op 'n vakansiedag. Doen hulle die ekstra moeite. Ons is baie opgewonde vir die 14de September om te sien hoe die manne bietjie uitblink. Ja, gou bietjie hierso, bietjie stand-up, bietjie grappling. Bietjie nuwe tegnieke en goed oefen. Maar nee, dit is lekker om die Bosveld te oefen. Ons was nou by Stef Mytjie se huis. Dis baie lekker om die plaas te besoek en is ook lekker om te sien dat die passie selfs op vakansie daar is. Die manne oefen hard en soos julle kan sien, 'n boer maak 'n plan. Ons gaan maak 'n draai in Potchefstroom by Jeweberg. Dit was 'n paar weke uit van die event. Hoe voel jy? Nee, ek voel goed. Ek het gedink ek gaan nou begin stres teen die tyd. Maar die stres is nog nie daar nie. So ek stres omdat ek stres. Dan gaan baie meer op my senuwees wees al teen die tyd. Nadat jy die episode gekyk waar Driekus nou voorgestel word aan die publiek, wat dink jy? Dink jy die man oefen hard? Ek gaan met jou eerlik wees. Ek het nie die episode gekyk nie want ek het gemeen, dis die rooi span, wie gaan na die rooi span kyk? So ek het net my eie episode. Ek kyk net waar ek is. Ek het nou nie regtig veel gekyk. Jy weet, praat met ons asseblief. Wat doen julle hierso? So hierdie is die oom se beeste hierso van Jumansu. So hy stoet met die Brahmane hierso. En dan dis nou een van sy skoubulle en dan daai een daar en hierdie wat hier in die krale staan. Maar hulle vat hulle nou na die skoue toe. Hy word nou gekyk, hy word gejudge en dan kyk hulle na liggaamsbou en sulke tipe goed. Moederboer, die aandag wat jy kry, ek dink jou foon is seker aan die brand van die mense in die dorp ook wat jou ondersteun. Hoe het jou lewe 'n bietjie verander nou dat die nuus gebreek is? Ek kan nie meer Interland toe gaan nie want almal wil jou die hele tyd groet. Ubaro wil almal jou die hele tyd groet. Botha wil. So die mense, maar in Potch nie regtig nie. So is meer in die dorpe rondom. Na die gevegte, wen of verloor, gaan jy aanhou met gemengde vegkuns? Ek dink nogal so. Ek sal graag 'n bietjie wil aangaan en kyk waar kan dit gaan. As ons 'n wenner kry in seisoen 2, sal jy terugkom as 'n ou kampioen, as 'n ou wenner om dan nog 'n wenner aan te vat? Dus ek gaan hom nie aanvat tegen of hom smoke.
Okay, so hierso, wat doen julle hier? So hierdie is net gewone teflande. So ons het nie hier geplant nie. Hierdie gras groei natuurlik elke jaar. So wat ons doen is ons sny die tef. Hier waar ons nou ry is klaar gebal. Daar agter sien jy is nog 'n bietjie bale oor en daar waar die klein Fiat staan is ons besig om rye te gooi. So hierdie land is klaar gebal. Ons maak 400 kg bale hierso tefbale en dan verkoop mense hulle vir R300 'n bal. Jy is een van die manne wat teen die meeste by die gym uitkom ook. Wat 'n gedeelte van jou geveg, of dit nou die grond is of die voete is, wat dink jy het die meeste verbeter in die laaste paar weke? Maar ek sal dink die stand-up het baie beter geraak. Baie dankie dat ons hier so by jou ouer huis kan wees. Wat was dan die eerste indrukke toe die nuus gebreek het dat JW nou gaan beklei vir Moederboer? Dit was nog altyd iets wat ek nou nie by JW gesit het nie. Maar ja, as die kinders klein is, het mens baie planne vir hulle en drome vir hulle, maar die oomblik as hulle nou hulle eie koppe begin volg, dan moet die ma nou maar terugstaan en dan moet sy nou maar ondersteun waar sy kan. So dis nou maar wat ek doen, jy weet, ek ondersteun nou maar waar ek kan. En dis nou maar sy droom. Sy is baie meer ondersteunend as toe ek deur my man-bun fase. Jy is nou deel van Moederboer en wat was oom se eerste indrukke toe oom die nuus kry? Ja, ons ouerskap is maar so, jy weet, laat die ou gaan. En as ons moet pleisters opplak, sal ons hulle plak. Ek is 100%, ek steun hom 100%. Ek is baie trots op wat hy reg kry en wat hy doen en wat hy bereid is om te gaan doen, jy weet. En bietjie uit sy comfort zone uit, jy weet. Ek wil in die challenges ook, soos hy nou vertel het en alles. En ek dink is hy fantasties. En nou besoek ons vir Zakstein in Pretoria. Ons is nou by Zakstein, hier in Babsfontein, by Guldenvrug Farms, en nou gaan ons bietjie by hulle incheck om te kyk hoe dit gaan. Zakstein, welkom. Baie dankie. Dankie vir jou gasvryheid hierso op Guldenvrug plaas. Ons het 'n lekker stukkie steak hierso. Ek kan al klaar hoor hoe daai vet begin. Ja, dis so. Sê vir ons, is dit altyd hoe jy jou steaks voorberei? Hoe maak jy? Ja, kyk, so elke steak is nou wel 'n bietjie anders. So hierdie is 'n sirloin on the bone, so nog steeds sy been in met 'n lekker laagie vet buite. Vanoggend doen ons dit in die pan, want dit is ontbyt. Maar in die middag is dit gewoonlik op die vlamme, op die braai. Dis 'n paar weke voor die fight, hoe voel jy? Oefening gaan goed. Kyk, die laaste week was ek bietjie seer op die knie en bietjie siek. So die laaste week nie so goed nie, maar voor dit het ons redelik baie werk gedoen. So ek's opgewonde, ek voel reg vir die fight. Ek wil sommer môre fight. Jy het 'n baie unieke situasie want jy het amper hierdie uitdaging begin met 'n baie groot besering. Ja. Kan jy vir ons bietjie meer praat oor presies wat die besering was en hoe het jou span jou gehelp om nou 'n bietjie terug te kom? Ja, kyk, so ek het my tibia gebreek in my knie in. So dis moes gaan sny en dokters toe en al daai tipe goeie. So dit het my bietjie teruggesit vir omtrent so 6-7 weke. Maar ons het by die span gewerk. Jy weet, met coach Stef gewerk op bietjie met die kop en deur die goed te werk en goed te voel oor die besering en die training wat ons nou ook gaan doen. Ek werk baie hard met Sofia. Ons werk lekker deur die rehab en die fiksheid en daai tipe goedertjies. So ja, dit obviously nie ideaal nie, maar ek voel sterk, die knie voel sterk. Hoe dink jy finish jy jou fight? Ek weet nie. Ek weet nie. So maar sien op die aand, hoe gaan die fight? Hierdie steak like regtig amazing. Kan nie wag totdat hy klaar is nie. Ja. En dis dan presies die energie wat ons nodig het, want ons gaan 'n bietjie gaan kleiduif skiet. Ja, sy. Lekker boys. Gat. Groot gees hier op Guldenvrug se plaas. Hulle werk hard, maar hulle speel ook net so hard. Great om vir Zakstein te ontmoet hierso in Pretoria waar die gevegte gaan gebeur. Hy het die oorhand want hierdie is sy huis. Dis amper koestyd. En laaste, maar nie die kleinste nie. Ons besoek vir Jan in Noupoort. Ons is nou in Noupoort, hierso by Rian Gous. Hulle is besig om die bote te launch en ons gaan die dag bietjie op die dam spandeer.
Ons is nou hierso op die dam. Vertel ons asseblief, is hierdie gewoonlik hoe julle naweke spandeer, bietjie hierso rondspeel op die dam? Ja, Kermie, as ons tyd kry, ja, maar het is maar altyd lekker om bietjie te kom ontspan. Jy weet, die water dan vat altyd jou mindset bietjie weg van jou werk af. Hoe gaan die voorbereiding vir die geveg? Jy weet, daar's 'n paar weke oor voor fight night. Hoe gaan die fisiese oefening? Ek stres nie regtig baie oor die fight nie, so ek is redelik verseker maar van die begin af. Ek bedoel, wat gaan gebeur. Ons sit maar 'n bietjie harde oefeninge in, so oefen ons maar hard. So ek glo ek sal reg wees. Gaan jou hele familie op die aand van die geveg daar wees? Almal is daar. Jy sal nie glo baie maatskappye my gaan ondersteun nie. Ek is baie opgewonde. Die support is unbelievable. Met jou familie wat daar gaan wees, is dit daai bietjie ekstra motivering ook om die geveg dalk vroeg te finish? Ek glo so vir al ons heavyweights, ek bedoel dis maar die plan. Jy wil seker nou nie te veel sê nie, maar jy wil dit graag klaar maak. Want jy weet ons raak maar vinniger moeg as julle manne. So jy wil ook nou nie sleg lyk voor jou hele familie en almal, so ek dink dit is maar die gameplan, so gou as moontlik klaar te maak. Het jy enige boodskap vir jou opponent? Ek is nie bang vir jou nie, so ek dink gaan 'n lekker fight wees. Het ons nou hierso na Sandbar toe gebring, is dit 'n spesiale plek vir julle? Hy is baie kindervriendelik, so is 'n lekker familieplek, die ouens geniet dit. Wat was jou eerste gedagte toe jy nou gehoor het dat jou pa gaan beklei 'n moereboer? Ek was bietjie eers gestres. As my pa fight, kan ek ook ten minste een keer sê dat my pa ook 'n MMA fight gehad het. Is jy trots op jou pa? Baie. Hoe lyk die voorbereiding vir hierdie volgende paar weke en lyk dit heelwat anders as die vorige paar maande? Jong, in die begin was dit maar ek een keer 'n dag gaan oefen. Dis maar die tyd het maar ek het nou ek skryf my dagboek nou so in die oggend en in die aand. Ek probeer my fiks dit in die oggend voluit doen en dit is ook so 20 minute nou langer as normaal en dan in die aand is dit maar die tegnieke inoefen want ek het agtergekom ek kan maar die calls ken wat maar dit gaan maar op die einde van die dag hoor practice make perfect. Die fight kom al nader, ek moet meer effort nou insit. So ek try nou maar twee sessies in 'n dag insit. In die volgende episode van Moereboer vat ons 'n klein tree in die lewens van die rooi span en ons besoek ook hulle plase en hoor van hulle familielede wat hulle dink van Moereboer.